Baie dankie. Ja, dit is heerlik om weer hier in die Fokus Ateljee te wees. Dit was die afgelope 2 maande 'n vakansiedag, so daar's baie nuus waaroor ons kan gesels, maar ongelukkig het ons nou natuurlik net 45 minute. So in hierdie 45 minute gaan ons vinnig kyk na van die grootste nuusgebeure, die belangrikste politieke nuusgebeure ook in die land. Eerstens op die agenda het ons natuurlik begroting 3.0. Die minister van Finansies Enoch Godongwana wat nou vir die 3de keer op 21 Mei gaan probeer om 'n begroting voor te lê, en hy gaan nou kyk of die partye in die regering vir nasionale eenheid kan saamstem oor hierdie begroting. So dit dalk nie iets wat hy met begroting 1.0 moes doen nie, om die inkoop te kry van die ander partye in die regering van nasionale eenheid. Dan is die ANC se leierskapstryd ook aan die gang. Daar's 'n paar name wat genoem word, die van die sekretaris-generaal vir Kile Mbalula, adjunkpresident Paul Mashatile, en dan ook die sakeman Patrice Motsepe wat hierby ingesleep word. En dan daarna kyk ons ook na die wet op billike indiens of gelyke indiensneming, die DA wat môre hof toe gaan oor hierdie wet, die regulasies wat gepubliseer is in die Staatskoerant, en dit kom eintlik neer op raskwotas deur die hele arbeidssektor heen. Ook op die agenda vanaand het ons dan die stand van sake in die Suid-Afrikaanse of die plaaslike mediabedryf. Daily Maverick wat nou om verskoning moet vra aan die Solidariteit beweging. Ons kyk ook na die Jaco Pieterse debakel, en dan kyk ons ook na News24 se groot exposé van 'n Twitter-gebruiker of 'n X-gebruiker met die naam Twatterbaas op die platform, en of dit enigstens eintlik belangrik is om sulke tipe ondersoeke te gaan doen. Dan, as daar nog tyd is, kyk ons ook na 2 verkiesings, internasionale verkiesings, een in Kanada, sowel as een in Australië. My gaste vanaand in die ateljee, Connie Mulder, hy is hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Connie, goeienaand, welkom. Nou, Anton, lekker om hier te wees. Dan ook telefonies sluit by ons aan Roland Henwood, politieke ontleder, verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Roland, altyd 'n voorreg, goeienaand. Goeienaand Anton en goeienaand Jaco en almal wat saam luister. Connie, ek gaan by jou begin. Begroting 3.0. Die minister van Finansies Enoch Godongwana wat nou blykbaar vir die eerste keer besluit, miskien moet ek die inkoop kry van van die ander politieke partye in die RNE. En ek dink dis iets wat heeltemal, soos wat ek nou genoem het, heeltemal vermy kon word indien jy dit van die begin af gedoen het. Ek dink baie mense se oë het oop gegaan oor die hele begrotingsproses en hoe dit werk, en een van hulle wie se oë oop gegaan het is die minister van Finansies. Ons het altyd in die verlede gesien dat daar word gevra vir insette van die publiek, maar dit was eintlik maar geïgnoreer, want hy kon doen en sê wat hy wil. Die keer is dit so klein bietjie anders. Ja, Anton, ek dink ons sou al eintlik in Maart of Februarie hier gewees het as minister Godongwana nie so BTW-terig was soos wat hy was nie. Maar wat gebeur het prakties net, is die ANC het homself uiteindelik te pletterig gehardloop teen sy 40%. Hulle het probeer rondom dit kom, hulle het gewikkel, hulle het probeer om die RNE te sink as sulks, dele van hom met Action SA saam te werk, maar die harde werklikheid is dat hulle het nie die stem om die begroting deur te kry nie, en hulle gaan dit nie kry nie, hulle gaan nie BTW gelig kry nie. En uiteindelik is dit eintlik nog 'n enorme verleentheid vir hulle. Hulle probeer dit nou omskakel en nee, nou uiteindelik gaan ons saamwerk, maar hulle is nou terug om te gaan optrek, nog 'n begroting wat nou 21 Mei goedgekeur moet word. Nou is belangrik saam met hierdie, jy is heeltemal korrek, Suid-Afrika is nogal 'n redelike komplekse begrotingsproses, en ons het ook vreemdhede in ons BTW-wet of ons belastingwet ensovoorts, wat duidelik geword het uit die DA se hofsaak uit, waar die minister eintlik te veel, hopeloos te breë magte gee om goeders te doen. So van tevore het ons nog nooit uit die kompleksiteit regtig nodig gehad nie, maar die ANC het alleen besluit. So hy het 2 ure voor die tyd opgedaag vir die kabinet, gesê wat dit gaan wees, en weer sy gang gegaan. Hulle het gedink hulle gaan dit weer deurforceer. Ek verstaan hoekom. Tot op daai punt in die RNE het die ander vennote buite die ANC grootendeels soos rubber stempels gefunksioneer. Die ANC het gedoen wat hy wou, die ander het gekla en gemoun en dan uiteindelik ingestem en aangegaan, want hulle was nie bereid om uit te loop nie. En hier het hulle vir die eerste keer regtig parlementêre goedkeuring nodig gehad. Het hulle nie die stemme het nie, het hulle probeer rondom dit gaan, gedreig dat die RNE uit mekaar uit gaan spat, maar uiteindelik is albei nou terug in die bed en het hulle mekaar weer gevind. En dit moet ons besef as ons kyk na die hele proses.
Dis dalk 'n begroting ding, maar dit gaan al lankal nie meer oor die begroting nie. Ja. Hierdie gaan oor die magsbalans in Suid-Afrika. Wat is regtig aan die gang? Eerstens het die ANC desperaat probeer om die DA uit te knikker. Toe bevind al die ander opsies is minder lekker as om net 'n bietjie vas te byt en die DA tog te betrek. Die 10-party koalisie is onbestuurbaar. Die EFF is 'n besonderse slegte bedmaat en hulle gaan jou ergens in die rug steek en hulle weet dit. En nou is hulle terug eintlik half druipstert om die DA in te kry. So hulle probeer nou ek is bietjie taai en ek wil jou nie eintlik terug hê nie, maar hulle het nie ander opsies nie. Vir die DA is presies dieselfde waar. Hulle kan nie op geen manier eintlik uit die RNE uitgaan en toelaat dat die EFF of MK inkom nie, want hulle eie kiesers is desperaat om die DA en dan 'n ander party in die RNE te hou, en nie om ANC beleid te keer nie, maar om EFF beleid te keer. En dit beteken, as die ANC wesenlik net op ANC beleid afwyk, maar nog nie by die EFF draai nie, dan gaan die DA baie moeilik aan sy kiesers verkoop, dat ons het uitgeloop op hierdie. En wat ons net sien is, ons sien uiteindelik hoe koalisiepolitiek behoort te funksioneer, dis gee en neem. Die ANC het tot dusver net geneem, hulle is nou besig om bietjie te gee. Ons kan sien die markte het redelik goed gereageer op 'n mate van stabiliteit wat teruggekom het, maar belangriker as dit is, daar is nou so 'n lyn getrek, vir nou ten minste, deur die ANC wat die RNE as 'n stoomroller gebruik en dit aangaan. Die een ding wat my bekommer is, hulle het nou die DA weer ingebind in die begrotingsproses. Maar daar is geen waarborg, ons het nou gesien, 'n skikking met die ANC is 'n ding wat maar wispelturig op die beste is. En daar is geen waarborg dat die ANC noodwendig hou by hierdie al die pad nie. Hulle gaan nou 'n begroting opstel, wat die DA hopelik wel wat hulle voor gaan moet stem, want hulle help hom nou opstel. Maar dan na die tyd, die ANC gaan baie werk moet doen om sy koalisievennote te oortuig dat hy soort van betroubaar is, want hy het nou die eerste klankie van weerstand, het die ANC besluit om buite die RNE te gaan soek vir vennote, en toe vir Herman gekry, vir meneer Mashaba van Action SA ingekry, wie toe nou op 'n manier vasglo dat hulle dit gekeer het, ten spyte van al die feite wat wys dat dit nie net hulle was nie, daar is 'n hofsaak, as die ANC self ensovoorts. En ek vermoed ons is net in vir, toe die RNE saamkom, toe het ons nog op hierdie program, as ek reg onthou, gesê, die boot gaan skud, dit gaan wispelturig wees, hulle gaan gereeld dreig om uit te loop en dit nie doen nie. En ons is nou by, ek dink hierdie is die rofste wat dit nog gegaan het. Ek kan nie regtig sien dat ander kwessies as die begroting deur is, wat tot hierdie mate gaan nie. Hulle gaan nog 'n groot geveg oor regstaande aksie hê, en swart ekonomiese bemagtiging ensovoorts, maar ons moet onsself voorberei as publiek. Dit gaan vir die volgende, ek dink ten minste nog 2-3 jaar, permanent lyk of die regering op die punt is om in duie te stort. Ons moet net so 'n bietjie kalm raak en besef, dis nie die einde van die wêreld nie. Die land gaan aan. Roland, nog iets wat ons gesien het in hierdie hele begrotingsproses is natuurlik die mate van politieke opportunisme in hierdie land. Kon net nou daarna verwys. Herman Mashaba van Action SA wat gesê het, ons het hierdie gekeer nog voordat dit eers gekeer is. Toe vinnig al daardie boodskappe verwyder dat hulle dit gekeer het, toe hulle besef dat hulle dit dalk nie gekeer het nie. En toe die ANC 'n dag voor die tyd aankondig dat daar wel nou gekyk gaan word na die 0,5% verhoging om dit ongedaan te maak, toe is hulle weer terug op die boodskap van, ons het dit gekeer. En dis nie net Action SA nie, dis ook Bossa, sowel as Rise Mzansi, van hierdie ander kleiner partye wat ook lelik uitgevaar het teenoor die DA, gesê het, hulle is 'n party wat ons probeer dwing tot sekere besluite wat glad niks met die begroting uit te waai het nie. Maar die politieke opportunisme van die kleiner partye wat hier duidelik tentoongestel is. Ongetwyfeld, maar ook die opportunisme van die ANC, want as ons luister na wat die ANC sê, dan het daai begrotings of daai BTW-verhoging het van self in die begroting ingekom. Niemand wou dit hê. So hoe dit daar gekom het, weet niemand nie. Dis toordery wat in die begroting gebeur het. Ek dink dit sê vir ons hoe groot is die opportunisme en die omvang van amper gewetenloosheid wat tot op die hoogste vlak in ons politiek dominant is. Want dit is al wat dit is. Ek wil aansluit, want ek dink Connie het 'n paar baie interessante punte gemaak, en ek dink dit wys vir ons, dit onderstreep hierdie kwessie wat jy aanraak van opportunisme, en dan saam met opportunisme die feit dat eie belang van politieke elites oorheersend is. Nie die eie belang van Suid-Afrikaners nie, maar die eie belang van ons politieke elites.
Die kwessie van dis 'n komplekse proses, dis natuurlik nou 'n bureaukratiese proses wat verpolitiseer word wat dit nog meer kompleks gaan maak. Dis natuurlik 'n tradisie in Suid-Afrika dat die amptenarry 'n baie groot rol in die opstel en die finalisering van die begroting voordat in die parlement ter tafel gelê word. Maar nou gaan dit verpolitiseer word en dit het voor- en nadele. Nadele is dat komplekse prosesse wat nie verstaan word deur politici nie nou kan lei tot vreemde besluite en voorstelle. En ons het dit gesien. Ek wil terugkom by die vraag wat jy of die stelling wat jy maak oor opportunisme. Dis baie duidelik dat 'n hele klomp van ons verkose politici in die parlement het nie 'n idee hoe werk begrotingsprosesse nie. Hulle het nie 'n idee hoe werk die parlementêre proses rondom die begroting nie. En daarom dat hulle eise stel en dat hulle of die eis eintlik bekend maak dat sê maar ons het dit gekeer terwyl hulle dit eintlik moontlik gemaak het dat daai begroting goedgekeur word met die verhoging van BTW maar ook ander belastings wat verskuil en ingebou is in hierdie begroting. En dan die aanspraak maak dat hulle dit gekeer het. So dis van die kwessies wat hanteer sal moet word. Wat dit natuurlik nog moeiliker maak en ek wil weer aansluit daarby kon nie ook rondom die tipe politiek wat ons het, die gewaande stabiliteit of onstabiliteit van die regering van nasionale eenheid. Ek dink ons sien binne die ooglopende onstabiliteit is daar eintlik 'n onderliggende stabiliteit wat nogal sterk gevestig is. Daar's bitter min ordentlike koalisies wat hierdie tipe situasie wat rondom die begroting uitgespeel het sou oorleef het. En tog gaan hierdie regering van nasionale eenheid soos wat dit genoem word aan. Ek dink dit wys vir ons dat die partye sien nie eintlik 'n ander uitweg nie. Hulle het nie regtig opsies nie. Hulle moet op een of ander manier met mekaar gaan saamwerk. Al is dit dan met gevegte wat lyk asof dit die stelsel gaan uitmekaar ruk en selfs in die hof gaan draai. Ek dink dit gaan deel word van die politiek waaraan ons gewoond moet raak. Miskien net een kwessie wat ek wil bybring. Ek hoor wat Connie sê oor die inbind van die DA en wat dit beteken op die langtermyn. Maar saam met dit is daar natuurlik 'n baie ander belangrike dimensie. En dit is dat 'n groot deel van wat gebeur rondom die regering van nasionale eenheid en die beleidsbesluite wat geneem word, soos die begroting, is die interne politiek van die ANC. En ek vermoed dit gaan oor die volgende tyd nog meer dominant, meer sigbaar word en waarskynlik nog meer ontwrigtend word. Of dit gaan lei tot die beëindiging van hierdie stelsel of struktuur weet ek nie. Maar dat dit 'n wesenlike invloed gaan hê en 'n wesenlike invloed uitoefen is gewis so. Ek dink ons het gesien die naweek die uitsprake wat gemaak word, die vyandigheid vanuit die ANC oor die DA teenoor die DA. En my vraag is, as die DA nie daar is nie, teen wie anders dan? Want daar's ander partye wat waarskynlik ook dan in daai fusier gaan kom. So dis nog 'n dimensie wat hierdie kompleksiteit, dink ek, vir mense verdiep en wat ons baie mooi na sal moet kyk, soos wat hierdie prosesse verder gaan ontvou. Net hierna gesels ons juis verder oor daardie stryd, die interne stryd in die ANC. Jy is ingeskakel op Fokus saam met my, Anton Meyer, my gaste vanaand, Connie Mulder en Roland Henwood, wat telefonies by ons aansluit. Connie, Roland het nou so net voor die advertensies verwys na die interne stryd in die ANC. En Fikile Mbalula wat verlede week gesê het, okay, kom ons begin nie nou mense se gesigte op enige plakate sit van wie die volgende leier van die ANC gaan word nie. Daai leierskapstryd begin nog nie nou nie. Ons kyk eers in 2026 daarna of 2027 daarna. Die name wat genoem word, Fikile Mbalula, dan Paul Mashatile wat ook nou onlangs deur 'n sluipmoordpoging is volgens hom. En dan Patrice Motsepe word ook deur die ANC genader, swaar van president Cyril Ramaphosa. Maar mens kan duidelik sien, die aptyd is daar by iemand soos Paul Mashatile. Roland het daarna verwys, baie opreiende uitsprake wat hy maak teenoor partye soos die DA en die ANC se samewerking met die DA. Maar is interessant dat hierdie stryd ook nou al begin in die ANC. Ja, so onthou meneer Mbalula sit sy eie plakkaat op en sê dan moet asseblief nie plakkaat soos hierdie maak om my te steun in 2026 nou al nie, maar dan want die ANC het hierdie vreemde
leierskapsding ons waar jy moet glad nie wil leier wees, jy moet lyk of jy nie eintlik wil nie, of onwillig wees, maar duidelik maak dat jy te onwillig is, dat hulle jou moet aanhou kies. So, wat jy prakties gesien het, is jy het nou vir Mashatile wat sy hoed in die ring gegooi het, definitief, en Mbalula is al 'n rukkie aan die gang, met dieselfde tipe ding, en nou gaan hulle begin nou al wetywer, en ek dink hierdie is afgeskop deur Mashatile wat prakties sy veld toe geloods het deur 'n sogenaamde sluipmoordpoging, maar eintlik voor dit. Meneer Mashatile besef dat sy pad na die presidentskap nie deur die RNE kan gaan nie. Dit is dus onmoontlik. Solank hy die DA saam met die ANC werk, kan hy nie president word nie. Hy is in die faksie wat nie dit wil hê nie. En dit beteken met die begroting het hy eintlik nogal regtig ver buite die ANC selfs beweeg om die DA te veroordeel. En te sê hulle kan net, en hy was baie meer selfverseker dat hulle uitgeskop gaan word. Hy het so 2 ure voor die NEK-vergadering waar die DA uitgeskop moes word, hy moes gesê hy sou nie kon opdaag by die werk, soos sy kop in skaamte laat sak as hy nie gestem het vir die begroting en opdaag nie. Dit is ongelooflik wat hom skaam maak, want min ander goed wat hy of sy party doen het om al skaam gemaak, maar hierdie het, en toe in haar NEK-vergadering is hy prakties in die bek geruk en is sy posisie onder hom uitgeruk. Maar hy het nou sy uitgelewer, is die tweede keer wat hy 'n poging soos die loods. Hy het destyds met Palapala ook probeer om van president Ramaphosa ontslae te raak. En ek vermoed die rede is, meneer Mashatile wil nie regtig 'n verkiesing veg nie, hy wil vanaf die adjunk net instap en kyk of hy nie dan uit die groot stoel uit kan homself net die status quo handhaaf, wat makliker is nie. Want hy is nie 'n baie charmante persoon nie. Die skare lag nie as hy praat nie, en hy het min of meer die charme van 'n grafsteen, as ons hom, ek hoor praat by funksies. So hy kan nie regtig teen 'n Mbalula of so kompeteer as dit op van die vloer af gaan nie. Hy moet iets anders beloof, en ek dink hy wil graag sy posisie regkry, maar toe hy dit loods, toe noop dit dat die ander perde in die resies ook onmiddellik net hulle bedoelings ten minste duidelik maak, en dis meneer Mbalula, baie duidelik. Ek sou nie vir minister Lamola uitgooi nie, hy sou buiteperd wil inkom, en Lesofie sou self wou, maar hy het nou half gaan skik met hy is in die volgende ronde gaan sy beurt wees, so hy gaan vir adjunk ergens gaan. Die Motsepe gerugte, dink ek is net dit, ek dink is gerugte, ek kan nie lekker sien waarom meneer Motsepe sal probeer om ANC leierskap op te neem. Hy is nie regtig hoog op in die strukture tans nie, en hy lyk baie gemaklik daarmee om nie dit te doen nie, om eerder buitekant te staan, maar ek dink is maar so 'n bietjie 'n poging om net te wys, okay, dis nog oop. Ons ongelukkig moet onsself voorberei, die feit dat dit nou al begin het, is net 'n uitvloeisel van die faksiegeveg wat nog heeltyd aan die gang is, wat MK veroorsaak het, al daai goed, is 2026 kom, die munisipale verkiesing, alle ander dings hulle gaan slegter doen, en dan gaan dit nou in alle erns begin reg, nou moet ons 'n nuwe leier kry, 2027 nuwe leier kies, en dan gaan die ding begin, maar die aanloop is nou al aan die gang, en die aanloop sentreer rondom wie moet jou RNE vernoot wees tans. Die een faksie sê die EFF en MK is logies, ons moet swart eenheid bewerkstellig. Die ander faksie sê jong, jou land moet werk, die moet ons inkry, want as die land werk, gaan ons ook beter doen. Dit is nie uit groot altruïsme of iets wat hulle dit doen nie, dit is ruiterlik, ons wil ook graag beter doen. En president Ramaphosa het tot 'n groot mate reeds gesê, luister, ek staan nie weer nie, so julle gaan dit nou moet uitsorteer, en dan outomaties beteken dit, die leierstryd gaan bietjie vroeër begin. So ons sien dit nou al uitspeel vir ons, as Afrikaners, dink ek is nie great opsies nie, maar die voordeel is, ongeag wat daar gebeur, alle ander as die ANC gaan swakker doen. Hulle gaan nie in dieselfde posisie wees, hulle gaan dalk nie eers noodwendig die meerderheidsparty wees nie, en dit stel voor 2029 wat nog 'n end weg is, gaan dit 'n baie ander koalisie-samestelling wees, maar dit gaan 'n koalisie-samestelling wees, wat regeer, en 'n swakker sentrale of nasionale regering is altyd goed vir ouens wat van voedselvlak af organiseer. En dit is vir ons is moenie te betrokke raak by die paleispolitiek nie, moenie jouself blind staar teen wie's nou die volgende president, asof daai ridder op 'n wit buffel ons gaan red nie, want hy het nie hierdie keer nie. Wat ons moet doen is organiseer en maak die voedselvlak sterk, want dit uiteindelik, nie net vir ons nie, maar vir alle gemeenskappe in Suid-Afrika, is hoe jy 'n lewe hier kan bou, wat jy wil lewe, wat jy wil hê, hoe jy 'n toekoms kan bou wat jy actually wil sien. Roland, dis baie swak kandidaate wie se name tans genoem word. Dis 'n hofnar wat berig is daarvoor dat hy laat by vergaderings opdaag. Helen Zille wat vandag gesê het vir die 7 vergaderings wat hulle geskeduleer het Fikile Mbalula by 2 van hulle opgedaag, en by beide was hy ten minste 45 minute laat. Dan die ander kandidaat, iemand soos Paul Mashatile, is 'n ou wat
verbind word met die Alex Mafia. Mens kan hom 'n maffia baas noem amper. So dis regtig nie kandidate wat eintlik enigstens vertroue by enigiemand inboesem nie. Nee, glad nie. En ek dink dit is dalk die punt is dis hoekom hierdie kandidate so vroeg begin aanspraak maak en hulle self bekend maak. As ons gaan kyk na Mashatile, hy het nie regtig 'n magsbasis in die ANC nie. As mens kyk na hoe hy gevorder het, dan is hy wat ek beskryf as 'n geleentheidskandidaat in die sin dat hy elke keer verkies is omdat daar nie iemand anders was nie of omdat iets anders nie uitgewerk het nie. En ek dink dit is hoekom hy ook besef die manier hoe hy homself nou definieer in die ANC is baie sterk in 'n groepering wat anti die lyn is wat meneer Ramaphosa vat. Dit lyk asof daar 'n groep in die ANC is wat dink as hulle self teen die rigting van meneer Ramaphosa definieer, dan kry hulle bepaalde aansien en dalk geleentheid. Mens sal moet sien of dit so gaan wees. So en sy magsbasis op die stadium lyk asof dit eintlik sentreer rondom Lesotho en Gauteng. Nou dit is nie noodwendig op 'n nasionale vlak iets wat vir jou veel gaan beteken nie. Ons weet dat meneer Lesotho het wel 'n bepaalde aansien in Gauteng, maar hy het nie soveel aansien buite Gauteng nie. Daar's groot wantroue teenoor hom. So dit is my vermoede is dat hierdie kandidate hulle self dalk kan uitrangeer, tensy daar 'n ander spel binne die ANC gaan uitspeel. Daar's ander name ook wat in omloop is, maar baie meer in die agtergrond. Een wat byvoorbeeld al hoe meer genoem word is Senzo Mchunu, die minister van polisie, as 'n potensiële kandidaat wat bepaalde waarde gaan hê. Ons moet onthou hy het ook baie sterk aansien in KwaZulu-Natal gehad op 'n stadium met soos die politiek nou daar loop, weet mens nie hoeveel dit werd is nie. Maar dit is vroeë dae. Ek dink ook ek stem saam met Connie Patrice Motsepe het waarskynlik baie meer invloed buite die ANC as 'n sakeman as wat hy sou hê binne die ANC. Is onwaarskynlik dat hy dieselfde traject sal volg as wat meneer Ramaphosa gevolg het om vanuit die besigheidssektor terug te kom in die politiek. Dit lyk nie asof hy belangstel daarin nie en ek dink nie daar's kans dat dit op die kort termyn sal gebeur nie. Wat wel belangrik is dat die konflik en die magstryd binne die ANC gaan waarskynlik net veller word en dit gaan natuurlik 'n groot invloed hê op hoe die ANC kan funksioneer, maar ook hoe die ANC binne die regering van nasionale eenheid gaan optree en kan optree. Sover lyk dit of meneer Ramaphosa en die mense wat hom ondersteun, alhoewel hy baie op die agtergrond is, of hy tog genoegsame steun het om voort te gaan op die pad wat hy gekies het, en asof hulle amper die ANC, die DA verdra en op daai basis met die DA sal saamwerk, want hulle het nie regtig 'n opsie nie, en dan saam met die DA ook saam met van die ander partye sal moet saamwerk. Nog 'n belangrike punt, en dit is ons volgende gesprekspunt ook, is en dit speel ook baie in op die funksionering van die RNE en die spanning tussen die partye in die RNE. Die president Cyril Ramaphosa wat vandag in sy weeklikse nuusbrief skryf dat Suid-Afrika sal voortgaan om dan nou sy progressiewe arbeidswette te gebruik om die wanbalanse van die verlede reg te stel. En hy verwys nou na die wet op gelyke indiensneming wat die DA môre in die hof gaan betwis. President Cyril Ramaphosa wat onder meer sê, net omdat dit nou so bietjie sleg gaan met die ekonomie, omdat ons trae ekonomiese groei het, beteken nie nou jy moet die arbeidswette verslap nie. Ek dink iets wat Ramaphosa vergeet is dis nie 'n tydelike ding, die stadige ekonomiese groei nie. Ons beleef al vir die afgelope etlike jare ekonomiese groei wat baie stadiger is as ander ontwikkelende lande se ekonomie. Ja, ek dink ons moet die feit in die oë kyk en sê dat hierdie wetgewing het baie min te doen met die wanbalanse van die verlede en baie meer met die bankbalanse van die hede, van 'n baie klein uitgesoekte groepie. En dis wat dit reg gekry het. En wat nou toenemend begin gebeur, is weerstand begin opbou teen die beleid vanaf die groepe teen wie gediskrimineer word. Dis nou jou minderhede tradisioneel, maar ook vanaf binne in die ANC selfs, vanaf die vakbonde ensovoorts wat sê, maar jong, ons sien niks nie. Wat ons sien is 42% uitgebreide werkloosheidskoers, ons sien ongelykheid neem toe, en ons sien hele dae op met Maseratis by die onderhandelings, en ons krepeer, ons kan nie kos koop nie. En nou moet daai aangespreek word, en dan is dit die ou teruggryp na, maar eintlik moet hierdie
die wanbalanse van die verlede regstel, maar dit het nog tot dusver klaaglik misluk daarin. Ek sal myself amper verstout om te sê, dis ontwerp om te misluk. Jy kan nie die breë bevolking ryk herverdeel nie. Dit is onmoontlik. Al hoe jy dit kan doen, is deur ekonomiese groei aan te wakker. Wat jy wel kan doen, is jy kan vanaf 'n klein minderheid vat na 'n kleiner minderheid toe, wat prakties gebeur het. Nou die wet op gelyke indiensneming, dis die een wat hulle, ek dink 2023 het 'n wet geword, en toe is die eerste sektorale teikens gepubliseer. Dit verander net so 'n bietjie die dimensie. Van tevore het jy as besigheid jou eie regstellende aksie of dan nou raswet teikens opgestel, en dan as jy gemeet daarteen of jy daaraan voldoen, en toe het hulle gesê, maar daar is nie voldoende groei nie, en nou stel die minister vir jou 'n teiken op. Maar teiken is in aanhalingstekens, want jy moet die minister se teiken nou, jy moet wys hoe jy hom in ag neem, en jy moet hom bereik oor 5 jaar. En die teiken is baie ongenuanceerd, redelik eenvoudig, net die ekonomies aktiewe bevolking, nasionaal of provinsiaal. Dit is niks anders nie. So jy as besigheid moet nou seker maak jou werk mag oor 5 jaar op alle vlakke weerspieël die ekonomies aktiewe bevolking. Nou dit skep chaos vir die oorweldigende meerderheid besighede in die land. Net as voorbeeld, as jy in Gauteng is as 'n besigheid, dan gaan jy nie die nasionale ekonomies aktiewe bevolking kan weerspieël nie, want jy is in Gauteng. Jy gaan beste Gautengs in kan. En as jy enigiets is wat geskoolde arbeid kort, dan is jy in die knyp. Want geskoolde arbeid se demografiese samestelling lyk baie anders as die van ongeskoolde arbeidsinne. Maar niks van hierdie nuances is in ag geneem deur die teikens nie. Nou is die probleem, hierdie teikens kom met tande ook nogal, met redelike fris boetes, wat jou, ek dink is iets soos 2% van omset kan beboet, of tot en met 10% van omset, uiteindelik as jy nie voldoen nie. En die argument is dan, maar dan sit nie teikens nie, dan sit quotas, daar's 'n stok aan die einde van die. Ja. Gaan jy slaan. Nou Solidariteit het destyds deur 'n ILO-proses, hierdie internasionale arbeidsorganisasie, skikking bereik met die regering, met die vorige minister van Arbeid, met Thulas Mkhize, wat in 'n hofbevel omgeskakel is. En die ANC toe nou, veral president Ramaphosa se praat van Suid-Afrikaanse oplossing, het hulle die een wat ons wel gekry het, nou ook net gaan totaal minag. En dis waarom daar is, ek vermoed, redelik baie regspyn vir die ANC op pad in die rigting. Die hofsaak môre van die DA is teen die wet as sulks, om te sê, maar hierdie wet is nie meer teikens nie. Dis nou harde quotas, en dit skep amper harde grense en plafonne, want een van die goed wat die wet byvoorbeeld nou bysit is, wanneer jy jou demografiese teikens bereik het, mag jy nooit teruggaan nie. Nou dan voldoen dit nie aan die vereistes nie. Regstellende aksie, soos ons dit internasionaal verstaan, sê per definisie dit moet 'n tydelike maatreël wees om 'n sekere onreg reg te stel, maar dan wanneer dit reggestel is, dan moet dit nou afgeskaf word, dan moet ons weer vol kompeteer op meriete. Maar die oomblik wat jy 'n ding instel wat sê, jong, as jou besigheid 80% swart werknemers het, dan moet jy dit so handhaaf. Dan skep jy 'n mal situasie waar jy as maatskappy in 'n krisis gedompel word as een van jou swart werknemers bedank, want dan moet jy 'n swart werknemer vind om hulle aan te vul, en dan gaan jy moet gaan adverteer, net swart mense mag aansoek doen, wat 'n absolute plafon op indiensneming daar sal stel. Saam met dit, die feit dat die ANC die skikking gaan verbreek het, beteken dat Solidariteit is onmiddellik nou besig met eerstens 'n minagting van die hof bevel teen hulle kry, maar tweedens weer hierdie klagte by die internasionale arbeidsorganisasie afstof, want hulle was eintlik nogal trots en gesê, kyk hoe het julle mekaar gevind, en dit was produktiewe onderhandelings wat gelei het tot 'n skikking wat vir beide partye aanvaarbaar is, en dit maak dit baie moeilik om vorentoe te gaan met 'n regering wat net so geweldige minagting toon vir enige ooreenkoms wat bereik word. En ek weet nie of die ANC verstaan, en is die laaste ding dan nou, die impak wat hulle totale minagting en verbreeking van alle ooreenkomste het. Dit sluit in die RNE ooreenkoms wat hulle tot dusver regtig gebruik het soos hulle wil. Hulle het nog glad nie hulle self gesteer aan 'n ding wat hulle geteken het nie. Die 3 ooreenkomste met Bella, nou die arbeidsooreenkoms. Ongelukkig druk hulle, ek sal nie sê opponente nie, maar wel kom ons sê hulle opponente of mededingers dan in 'n situasie in waar jy nie regtig 'n skikking met hulle kan aangaan nie. Jy kan nie met hulle ooreenkoms aangaan nie. En nou sit hulle die land in 'n situasie waar ons permanent gaan moet teenoor mekaar staan en eintlik gewere op mekaar gerig staan en kyk en seker maak. En dit is lynreg teen wat president Ramaphosa wil regkry. So uit hierdie vreemde benadering tot hierdie is permanent minag hy al sy moontlike politieke bondgenote om sy politieke opponente binne in die ANC tevrede te stel. Want hierdie is nou weer 'n kwaai vlaghuis en rondswaai van kyk ons gaan swart mense bevorder. En die nuusbrief van wat vandag uitgekom het,
is eintlik 'n direkte skoot na die DA toe, wat sê, julle is nou anti-transformasie, want dit is nou maar die standaard antwoord op enigiemand wat sê, luister, die beleid het nie gewerk nie, op alle meetbare maatstawwe werk het glad nie, is nou maar julle is net rassiste wat apartheid wil terug hê. En ek is bevrees vir die ANC, alle peilings dui daarop, as ook praktiese stemresultate, hierdie beleide is nie dit is nie 'n wen kwessie by die stembus nie, en dit gaan hulle nie bo 45% of selfs bo 50% weer stoot nie. Ek is bevrees vorentoe kry jy so bietjie 'n party wat amper ek sal dit sê laaste rondes gehoor het by die kroeg en nou besef, jong, die partytjie is amper klaar. En ons moet nou soveel radikale goed deursit soos ons kan, en dit beteken ons gaan nou probeer om hierdie nuwe National Empowerment Fund, wat eintlik maar net gaan 'n plunderfonds word, niks anders nie, om al hierdie goed in plek te kry, sodat ons patronaatskapnetwerk nog 'n bietjie kan goed eet, want ons is nie meer seker of ons oor 5 jaar hierdie geleenthede gaan hê nie. Roland, ons gesels nog oor die wet op gelyke indiensneming en Connie het afgesluit deur te sê dat daar nie noodwendig aptyd daarvoor is nie. Dit is juist wat ek vir jou wil vra. Ons het nou ook onlangs 'n Ipsos meningspeiling gesien wat gekyk het na swart ekonomiese bemagtiging en wat Suid-Afrikaners daarvan dink, en dis nie meer die meerderheid Suid-Afrikaners wat swart ekonomiese bemagtiging steun nie. So ek kan nie dink dat iets soos raskwotas in die werksplek enigstens deur die breër bevolking gesteun word nie. Nee, ongetwyfeld nie. Daar is wel nog steun daarvoor, veral binne die konteks van die ANC, maar dit is nie meer die steun wat ons in die verlede daarvoor gesien het nie. En ek dink die antwoord is doodgewoon dat mense begin sien daar's nie resultate nie. En die resultate wat daar is dat 'n baie klein politieke elite bevoordeel word en dan weer bevoordeel word en dan weer bevoordeel word, en dit is die patroon. Dieselfde mense wat die voordeel trek. En dis natuurlik die voorbeeld daarvan is president Ramaphosa, wat keer op keer die voordele getrek het van swart ekonomiese bemagtiging sonder dat hy veel hoef te gedoen het behalwe historiese konteks en wie hy was. En dit begin mense nou sien. Die ander ding is dat jy sit met 'n ongelooflike, die hoogste werkloosheidskoers in die wêreld. Jy sit met een van die swakste ekonomiese groeikoerse en dit begin vir mense te wys dat ons is op die verkeerde pad, ons volg die verkeerde beleidsrigtings. Daar's vir my 2 aspekte hier wat nogal uitstaan. Die een is dat die geweldige teenstrydighede van wat die president sê in terme van hierdie voorstel en hierdie wetgewing wat gemaak word, maar dan ook wat hy andersins sê. Deurlopend sien ons die afgelope tyd word daar geweldige klem geplaas op die rol van die privaatsektor, die betrokkenheid van die privaatsektor, die noodsaaklikheid van die privaatsektor as 'n vennoot van die regering, en dan kry jy hierdie tipe besluite wat absoluut dwars teenoor dit staan en eintlik die privaatsektor misken. En dis een van die groot teenstrydighede van die ANC, wat op die een kant fokus op die rol van die privaatsektor, maar op die ander kant die indruk skep dat hulle die privaatsektor beskou as die eiendomlike van die staat. Dat die regering kan doen wat hy wil en voorskryf wat hy wil, want die privaatsektor is eintlik onder sy beheer. Nou dit is natuurlik absoluut 'n onhoudbare situasie wat geskep word. Die ander aspek wat hier vir my uitstaan is die hele debat rondom transformasie en dan die regverdiging wat gegee word dat hierdie gaan oor transformasie en as jy nie dit ondersteun is jy teen transformasie. Nou dit is eintlik bietjie geklik as ons gaan kyk na die geskiedenis van transformasie in terme van hoe die ANC dit aanbied, dan het ons nog nooit 'n ordentlike transformasiepoging eers in Suid-Afrika gehad nie. Wat ons wel kry is plaasvervanging. En ons sien verskillende prosesse van plaasvervanging wat sedert 1994 in Suid-Afrika uitgespeel het. Aanvanklik die plaasvervanging van die veral mense in die breër staatssektor met ANC-gesinde en ANC-georiënteerde aanstellings. Dan sien ons hoe daai proses uitloop in die Zuma-era, 'n vervanging van die Mbeki mense met Zuma-mense, en dan na die Zuma-era sien ons 'n uitmekaarspat hiervan, waar jy letterlik kry 'n fragmentering van plaasvervanging,
waar daar 'n sterk etniese komponent en 'n baie sterk persoonskomponent by betrokke raak, waar mense aangestel word om die belange van bepaalde individue te dien en te bevorder. So dit het niks te doen met transformasie in die ware sin van die woord nie, en dit het niks te doen met die adressering van die groter probleme in Suid-Afrika nie. Hierdie het doeteenvoudig te doen met elite bevoorregting en die beskerming van elite belange. Die rekening daarvoor word nou net geskuif na 'n ander adres toe, want die staat het nie meer die geld om dit te doen nie en het ook nie meer die kapasiteit om dit te doen nie. Of dit so gaan deurgaan, sal 'n mens moet sien. Ek dink die eerste stap wat ons nou sien hiervan, daar was uitsprake, nou kom die hofsaake en die verdere hofsaake wat waarskynlik hierop sal volg, maar die argument dat dit transformasie bevorder, hou nie meer water nie. En ek dink ons gaan sien dat die weerstand hierteen waarskynlik groei. Die interessante vir my is dat hierdie wys ook vir ons hoe uitvoering die ANC en die ANC leierskap met hulle politieke omgewing is. Want dis dieselfde tipe argument wat voor die verkiesing gebruik is rondom die nasionale gesondheidsversekeringswetgewing wat die president onderteken het. En letterlik die volgende dag sien 'n mens hoe die ANC ondersteuning in die verkiesing met soos 'n klip val. En die uiteinde is dat die ANC sy meerderheid verloor. So ek dink ons sit nou met 'n soortgelyke dinamika dat daar's doeteenvoudig nie 'n gevoel en 'n begrip vir wat is die politieke omgewing en die sensitiwiteite daarvan nie. En om dit te probeer aanbied as doeteenvoudig 'n simplistiese rassevergelyk van regstelling in rassekonteks gaan eenvoudig nie afgaan nie, dit gaan net nie meer werk nie. So ek dink nie daar's langtermyn moontlikheid hier vir die ANC nie. Daar's te veel ander stemme wat nou gehoor word op 'n vlak wat waardevol is en doeteenvoudig die legitimiteit van die ANC en sy leierskorps wat op die stadium soveel onder verdenking is, dat dit nie meer so maklik gaan wees om hierdie tipe argumente te maak en te dink dit gaan goed moet aanvaar word nie. Roland, ek wil by jou bly en ons praat 'n bietjie internasionale politiek so ter afsluiting. Kanada en Australië, in beide die lande het kiesers gekies teen konservatiewe kandidate en die antwoord wat gegee word daarop is dat dis eintlik 'n stem teen Donald Trump of kandidate wat Donald Trump goedgunstig sou wees. Dis vir my interessant om te sien hoe daar gereageer word op die nuus. Dink jy dis 'n regte opsomming om te sê dat hoe Kanadese en Australiese kiesers gekies het is 'n teenreaksie op die Amerikaanse president Donald Trump? Ek dink dis waarskynlik gedeeltelik so, maar ek dink dis 'n oorvereenvoudiging om die hele verkiesing net te gaan afmaak as 'n anti-Trump sentiment. Ek dink as ons gaan kyk na Kanada, is daar 'n ander dimensie. En dit is 'n baie sterk idee van 'n nasionale trots, 'n nasionale identiteit. En dit hou verband met die uitsprake wat president Trump gemaak het, maar ek dink dit het verby dit gegaan. En dit het waarskynlik 'n rol begin speel. Die ander dimensie wat in Kanada belangrik was, is dat jy 'n persoon gekry het wat van buite die politiek kom, wat 'n baie hoë aansien het en wat vertroue geskep het. So dit is ook 'n faktor wat dink ek 'n rol speel. En wat die dimensie wat saam met dit loop in Kanada se geval, is dat dit die deur oopmaak vir nouer samewerking met Europa. En hoekom dit belangrik is daar's al hoe meer die idee dat die VSA is nie meer 'n betroubare bondgenoot in die Noord-Atlantiese konteks nie. So dit is nie net 'n anti-Trump stem nie, dis 'n stem wat ook op ander faktore fokus en ander dimensies na vore gebring het. In die geval van Australië dink ek is dit weer eens gedeeltelik dalk 'n kwessie van nie soseer 'n anti-Trump nie, maar 'n politieke veldtog wat 'n kandidaat aangedui het of uitgewys het, reg of verkeerd, dat hy is soos Donald Trump. En dit het 'n bepaalde effek gehad. Daarmee saam die feit dat dit 'n leier is wat op 'n stadium begin lyk het of hy vertroue inboesem, maar dit nie kon volhou deur die hele verkiesingsproses nie. So dis nie heeltemal so simplisties as dis anti-Trump nie. Ek dink dis 'n bietjie meer genuanceerd as dit. Dis ongelukkig al wat vir ons tyd het vanaand. Roland, ek sê vir jou baie dankie vir jou deelname aan vanaand se program. 'n Heerlike aand verder. Dankie Anton en dankie Connie, is lekker om saam met julle te gesels het. Dan ook aan jou Connie, baie dankie vir jou deelname vanaand. Mag jy ook 'n heerlike aand verder hê. Dankie Anton.
En aan elkeen van julle wat saamgeluister het, 'n heerlike aand vir jou ook verder. Totsiens.